Ek sit toe en huil voor die Here en ek sê, Here, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek weet nie wat om te sê nie. En die Heilige Gees sê vir my daai dag. Hy sê vir my, dis baie maklik. Dis maklik om te bedien. Sê net dit wat ek vir jou sê. En van daai dag tot vandag toe is dit hoe dit is. Ek sê maar net wat die Heilige Gees sê om te doen. Amen. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie ons wonderbare Hemelse Vader, dat U vir ons 'n perfekte plan uitgewerk het, sodat elke een van ons kan vry wees. Here, U het soveel moeite gedoen om vir elke een van ons 'n plek te maak op hierdie aarde wat spesifiek daar gestel is vir elke een van ons rol wat ons moet speel. Here, gee dat ons nie nooit sal teleurstel nie, maar dat ons sal doen dit wat U vir ons gesê het om te doen. En ek dank U daarvoor, Vader. Dankie vir almal wat vanmôre hier is, in Jesus naam. Amen. Lukas 22 vers 44. Nou, as ons begin lees, ons het geëindig by Johannes 17. Na Johannes 17 het Jesus oor die spruit Kidron gegaan en hy het ingekom in Getsemane, die tuin wat hy gewoond was om in te vertoef. Hy het gewoonlik soontoe gegaan om te bid en hy het saam met sy disippels daar gaan bid. So dit was 'n tuin gewees en hy was gewoond om soontoe te gaan. So die rustigheid van die tuin was die plek waar hy lekker met sy Vader kon praat. En hy gaan na Getsemane. Maar Judas Iskariot weet ook, hy gaan na Getsemane. En Judas gaan en hy gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy gaan verkoop Jesus vir 30 silwerstukke. Ons het verlede week gepraat oor verwerping en die pyn van verwerping. Daar's nie 'n groter verwerping wanneer iemand jou in die rug steek. Iemand wat dink, jy dink daai persoon is lojaal aan jou, jy dink daai persoon is net jou, en dan kom jy agter, daai persoon is al die tyd teen jou. Jesus het die grootste verwerping moes deurmaak, wat enige persoon hoofletter ooit kon deurmaak. Maar nou, verlede week, het ons nou iets gedoen met ons pyn en ons hartseer. Wie van julle kan vir my sê wat het ons verlede week gedoen met ons pyn en ons hartseer? Yes. Voor Jesus se voete gaan neerlê. Vergewe, excellent is alles deel van die vraag. Wie van julle het deur die week, moenie hande opsteek nie, weer jou bondeltjie met jou troubles opgetel en dit weer op jou rug gesit en dit weer begin dra? Jy moenie, want as jy dit vir Jesus gegee, dan het jy dit vir Jesus gegee. Nou, interessant, die naam Getsemane beteken oliepres. Oliepres, die naam Getsemane beteken oliepres. Pastoor Jan preek altyd vir ons, dan sê hy vir ons, die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die vrugte. Nou, vrugte het 'n kort rakleeftyd. Stem julle saam? Ja. As jy nou, daar's nou piesangs op die rak, of whatever, pastes, whatever, die rakleeftyd is baie kort. Dit bly net vir 'n kort rukkie. Maar as 'n manier om vrugte langer te laat hou. En dis wanneer jy dit preserveer
Ja, amen, dankie Pastor Jan. So, Getsemane beteken oliepres. Oliepres. Nou, ek het nou ongelukkig nie 'n prentjie nie, maar dis 'n groot klip wat hulle uitgehol het, nee? En dan kom daar 'n ander klip bo-op dit, en daar kom 'n hout in dit in, en hierso is 'n donkie of 'n perd of 'n whatever, en dan gooi hulle die vrugte daarin, en dan moet hierdie dier al in die ronde loop, en die een klip is op die ander klip, en dit pars dit uit. Nou, sonneblom, as jy hom pars, kry jy sonneblom olie. Amen. Avocados, as jy die pitte pars, kry jy avocado olie. Druiwepitte, wat jy pars, kry jy druiwepit olie. Olywe, wat jy pars, kry jy olyfolie. So, dit was symbolies geweest van Jesus om na Getsemane toe te gaan. Want dit beteken oliepres. Nou, ons het ook gesê, dit is so lekker as iemand jou anoint met olie. So lekker as iemand jou salf met olie. Wie van julle, ek weet nie julle nie, maar toe ons klein was het ons altyd in die mielieblare gespeel en dan krap dit. En dan aan is jy so skurf gekrap. En dan as jy klaar gewas het, ek sien wel eens, maar jy weet waarvan ek praat. As jy klaar gewas het daar aan, dan kom jou ma, en jou ma so 'n groot pot salf. En dan salf sy daai vel van jou, en dan raak dit beter. Dan slap jy soos 'n lammetjie. Ja, maak jou vel soos 'n lammetjie. Nou, dit is symbolies dat Jesus na Getsemane toe gegaan het, want hy moes daar gepars word. Amen. Nou, olyfolie word 3 keer gepars. 3 keer. Het julle geweet? Eerste keer word hy gepars, dan is daar onsuiverhede. Dan word hy weer gepars, dan is die olie wat uitkom, bietjie beter. En dan pars hulle hom weer, en dan is die olie wat uitkom, suiwer, suiwer, suiwer. Jesus is 3 keer gecrash. Sure. Hy is 3 keer gecrash. Hy is gecrash in sy gees. Want dis toe hy jou en my sonde op hom gedra het. Dis hy gecrash. Want hy was 'n heilige. Hy het nooit enige sonde gehad nie. Ek wil hê jy moet bietjie dink. Moenie dink aan ander mense se sonde nie. Dink bietjie aan jou eie sonde. Jou eie misstappe. Het Jesus gekruisig. Joune en myne. Ons dink altyd, ja, dis daai mense, dis die mense wat gesê het, kruisig hom. Weet jy wat, as jy nie kan deel raak van sy dood nie, kan jy ook nie deel raak van sy opstanding nie. Amen. So Jesus is gecrash in sy gees, toe hy al daardie sondes, al daardie vuil sondes van die hele mensdom op hom neem. Dit het sy gees gecrash. En op daardie stadium het die Vader sy gesig weggedraai van sy seun af. En Jesus het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy is gecrash in sy gees, hy is ook gecrash in sy emosies, want hy moes dit verwerk, dat sy disippels hom almal gelos het, en almal weggehardloop het. Daar staan, en nadat hulle Jesus gevange geneem het al sy disippels gevlug. Die laaste een van hulle het gevlug. So moet op mense nie vertrou nie. Ek sê weer, moet nooit op mense vertrou nie. Moet nooit jou geluk soek by mense nie. Moet nooit soek dat mense jou moet validate
en dat mense vir jou moet opbou en vir jou moet stig nie. Moet nooit soek dat mense vir jou dankie sê vir dit wat jy vir hulle gedoen het nie. Daar's maar een wat dit raak sien en dit waardeer. Dis jou hemelse Vader. So hou op kyk vir mense en of gaan hulle vir jou dankie sê, gaan hulle jou waardeer. Hou om te kyk daarvoor. Dit kos baie. Pastoor Jan sê dit altyd vir ons. Jesus het homself nie aan die mense toevertrou nie, want hy het geweet wat in die mens was. So, moet jouself nie toevertrou aan mense nie. En Jesus is ook gecrush in sy liggaam. En dis die gedeelte wat almal van ons ken. Almal van ons weet dat hy is gegeesel, hy is geslaan met 39 houe. Almal van ons weet van die doringkroon wat hy op sy kop gesit het. Maar baie keer dink ons nie daaraan dat hy is 3 keer gecrush. Nou waarvoor word olyfolie gebruik? Olyfolie is 'n kosbare kommoditeit in Bybelse tyd. Want hulle die olyfolie gebruik, nou gaan ek praat oor die tabernakel van Moses. In die tabernakel van Moses is die olyfolie gebruik om die lampe in die tabernakel elke dag op te steek. Elke dag moes die hoëpriester gaan en hy moes sorg dat die lampe vol olie is, sodat daar lig kan wees in die tabernakel. So is Jesus jou lig. Maar sorg dat jy olie in jou lamp het. Die 10 maagde, julle ken die storie van die 10 maagde, sorg dat jy olie in jou lamp het. En nie net dit nie, hulle het ook die olie gevat en hulle het die olie gemeng met verskillende spices. En dit is op die wat noem jy, die wierook, die reekofferaltaar, dankie Karen, die reekofferaltaar het hulle die olyfolie gevat. En die Bybel sê, en dit is in Exodus 30. Ek gaan gou vir julle dit lees. Exodus 30. 'n hin olyfolie het hulle gebruik om hierdie spices mee te meng. En dan het hulle dit, sodat as dit aan die brand gesteek word, dan het hulle daai lieflike reuk afgegee. Nou, kom gou terug na vandag toe. Jy dra vrugte, amen. En baie keer dra ons vrugte, ons vergewe, ons is bly, ons is goed, ons is getrou, al daardie goed. En jy sê, Here, maar ek dra hierdie vrugte, maar ek kry niks terug daarvan nie. Jy sê veronderstel om iets terug te kry nie. Die vrugte is daar om gewat te word. Gepars te word. Want die Here wil dit preserveer. Hy wil dit gebruik vir sy doel, nie vir jou doel. Amen. So baie keer wil ons sê, Here, maar dit moet vir my goed uitwerk. Dit moet vir my 'n voordeel bring. Nee, God kyk na wat bring vir sy koninkryk voordeel. Amen. So, hulle het dit gemeng, Exodus 30, vers 23 tot 24. Die van julle wat dit wil opslaan. Ek wil tog almal van julle vra, bring asseblief julle Bybel saam, sodat julle kan, as ek daarop vashak en ek sê, kyk gou vir my waar staan dit, dan kan julle vir my help. So, daar was mirre gewees, en dit was liquid mirre. En dit het gekom van 'n boom wat 'n gom gedra het, en dit was die Camifora boom, en mirre het 'n soet reuk, maar jy kan hom nie eet nie, hy is bitter. Maar, as jy mirre vat, en jy smeer dit aan iets wat besig is om te decay, dan keer dit
die kuienproses. So dis gebruik om verbalsem. Is verbalsem. Kyk hoe mooi is dit, dat God bewaar jou, God preserveer jou met hierdie liquid mirre. Amen. Daarom mense, moenie bang wees. Moenie bang wees as jy in 'n plek instap en dis per ongeluk 'n rowwe plek. Baie mense is so bang, hulle sê, ag ek is so bang, ek steek hierdie wêreldsgees aan. Ek sê nie gaan soek dit nie, maar as jy per ongeluk in so iets beland, onthou, jy's gepreserveer. Amen. Jy's gepreserveer. Die wêreld kan jou nie verander nie, because waar jou identity het verander, jou DNA het verander. Jy's gepreserveer in God se gees. Amen. So daar's niks wat jou kan verander nie. Jy verander die wêreld kan jou nie verander nie. So, mirre was 'n disinfectant en dit het ook anti-inflammatoriese kwaliteite gehad en dit is gebruik vir wonde en inflammasies. Dit is ook gebruik as 'n parfuum en het properties wat pyn wegvat. Amen. Dan is daar kaneel. En dit kom van die binneste bas van die boom. Binneste bas van die boom. Let wel, as ek nou kaneel gaan haal uit 'n boom uit, gaan die boom agterna nog leef? Ja of nee? As jy die binneste bas van die boom afhaal, wat gebeur met die boom? Die boom leef nie meer nie. Amen. Dis presies dieselfde ding. So, hierdie kaneel was net so fantasties geweest. Dit het baie lekker geruik en dit simboliseer die soetigheid en die effektiwiteit van Christus se dood. Toe Jesus sterf aan die kruis, was sy dood effektief 100%. Dit het gedoen wat God wou gehad het, dit moet doen. Ons kan later kyk daarna. Dan was daar kalmoes en kassie en al hierdie spices is gemeng met een hin olyfolie en dis op die reukofferaltaar aan die brand gesteek. So waarvoor is die vrugte, mense? Waarvoor dra ons vrugte? Dra ons vrugte sodat ons lewe makliker kan wees. Dra ons vrugte sodat mense kan sê, "Hi, jy's 'n oulike Christen." Is dit waarvoor ons vrugte dra? Nee, jy dra vrugte. Jy weet daai vrugte gaan gecrash word. Maak reg daarvoor. Daai vrugte gaan gecrash word. Sodat hoekom? Sodat dit gepreserveer kan word en sodat dit langer kan hou en dat dit kan wees tot eer en verheerliking van God se naam. Nou, dis interessant dat al hierdie spices wat ons hier genoem het hulle gevat en toe Jesus dood is, het hulle hierdie spices gevat en hulle het sy liggaam daarmee gebalsem. Want daar het die vrou wat gekom het en sy voete gesalf het met kosbare nardussalf. En Jesus sê, los haar uit. Sy doen dit met oog op my begrafnis. Amen. So Christus, Lukas 22 vers 44, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Jy het nog nie so ernstig gebid soos wat Christus gebid het nie. Hoekom was dit vir Christus so? Hy het presies geweet wat hulle met hom gaan doen. Hy het geweet wie gaan dit doen, hy
Hy het geweet wanneer gaan hulle doen, hy gaan weet hoe gaan hulle hom doodmaak, hy het presies geweet wie gaan hom los en wie gaan by hom bly. En dis waarom sy sweet het soos bloed geword. Maar ons moet onthou dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Galasiërs 3 vers 13. Jy moet onthou dat daai tyd het hulle net misdadigers gekruisig. So, dit was nie 'n eerbare dood nie. Dit was 'n dood wat hy gesterf het, wat dit het 'n storieetjie aangehad, dit het 'n geur aangehad, dit het 'n konnotasie gegee van hierdie was 'n slegte mens, wat nie so was nie. Amen. Wie van julle stem saam dat daar was niks maar niks in Jesus Christus wat fout was nie. Niks. En tog het die mense, die hele skare, die hele Joodse nasie, uitsluitend hier en daar 'n paar gelowiges, het geglo dat hy waarlik die seun van God was. Maar die oorgrote meerderheid van die Joodse volk het geglo dat Jesus Christus is 'n misdadiger. So hoekom worry jy oor wat mense van jou sê? Dat hulle van jou sê net wat hulle wil. Dat hulle van jou dink net wat hulle wil. Jy weet wie jy is in Christus Jesus. Want Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Toe Jesus aan die kruis hang en al ons sondes kom ophol, het hy die vloek geword, sodat jy kan vrykom. Titus 2 vers 14 sê, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Toe Jesus sterf aan die kruis, het hy jou gereinig, 100%. Hy is skoon. Glo jy dit? Hy het jou gereinig. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Hosea 13 vers 14. Uit die mag van die dood en die doderyk sal ek hulle loskoop, ek hoofletter, ek sal hulle verlos van die dood. En dan sê hy in Hosea 13 14, dood, waar is jou pestilensies, doderyk, waar is jou verderf? Dood is nie meer die issue nie. Is nie meer die issue nie. Baie mense sê, ag, ek moet net nie doodgaan nie. Hy weet julle, daar is niks. Weet jy wat se ergste? Is om verwyder te wees van God se teenwoordigheid, om sonder God te wees. Dit is baie erger. Maar om net dood te gaan, ag nee, daar is niks nie. Psalm 49 vers 16. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk en hy sal my opneem. Psalm 103 vers 4. Hy sê, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede. Nou, in die ou tyd, in die Joodse tyd, het die mense as hulle swaar kry, het hulle 'n gewoonte gehad. En jy kan dit gaan oplees. Ek sien dit nogal, as jy kyk na Job, toe al die dinge verkeerd gaan met Job, toe het Job op die ashoop gaan sit. En hy het rou klere aangetrek en hy het as op sy kop gegooi. Om te simboliseer dat hy kry baie swaar. Nou die Joodse mense het dit ook gedoen. Hulle het as op hulle kop gegooi. Hulle het 'n rou kleed aangetrek en sodat almal kan sien dat hulle kry swaar. Amen. Nou, ons ou boerenasie, weet jy wie van julle kan onthou? In die ou dae het die boere, as een van jou familie oorlede is, dan het die mans
'n swart bandjie so om hulle moue gedra. En dit moes hulle dra vir 'n jaar of hoe lank, 6 maande, weet ek nie. En dan 7 jaar. Hy? 7 jaar. 7 jaar. En die vrouens moes 'n swart lappietjie wat met 'n speltjie vasgesteek is om te simboliseer dat een van jou geliefdes is oorlede. Dit is om te simboliseer dat die mense moet sien dat jy gaan deur 'n moeilike tyd. Amen. Maar nou, die Here kom en hy sê vir ons, ek loop myself vooruit. Hy sê, ek gee jou 'n kroon in plaas van die as op jou kop. Hy gee vir jou 'n kroon soos van 'n koning. Hy sê, die as wat jy so op jou kop het, haal dit af. Hier is vir jou 'n kroon. Dis vir jou kroon. Sit die kroon op. Wat simboliseer die kroon? Die kroon sê, jy's 'n koningskind. Die prys is klaar betaal. Jy hoef nie in sak en as te sit nie. Amen. Want hy het die prys betaal. Hy het die prys in 100% vir jou betaal. Halleluja. Hy sê in Jesaja 61, daar word vir jou gegee sieraad vir as. Amen. Sieraad vir as. Hierdie kroon het die mooiste edelgesteentes in. Mooier as die koningin van Engeland. En Jesus sê, ek gee vir jou hierdie kroon. Ek gee vir jou sieraad in die plek van as. Maar nou, baie keer, dan wil ons die as op ons kop hê. Nee man, kom weg van die as. Sit die sieraad op jou kop. Amen. Wat is daardie sieraad? Daardie sieraad is om te sê dat jou kop is verlos. Amen. In die ou dae het jy so gedink. Jy het gedink soos asof jy 'n mislukking is. Jy het gedink jy is nie goed genoeg nie. Jy het gedink dit, jy het gedink dat. Jy het gedink waar jy my son stil. Amen. Jesus sê, moenie so dink nie. Dis as. Hier's vir jou kroon. Hier's vir jou sieraad vir as. En nou sê hy, ek gee vir jou vreugdeolie vir smart. Hy sê, daai olie wat so gepers is, hy sê, ek gee vir jou vreugdeolie vir smart. Hy sê, ek gee vir jou 'n gewaad van lof, 'n mantel van prys. Trek aan die mantel van prys vir die gees van swaarmoedigheid. Hef op jou hande na die Heer. Sing psalms met die gees en prys hom met die verstand. Kom verhoog die Heer. Hy gee vir jou sieraad vir as. Jy het 'n kroon op jou kop, man. Jy's gekroon met die heerlikheid van God. Amen. Halleluja. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 55, ek gaan net gou so 'n bietjie terug want ek het hierdie skrif vergeet. Hy sê, dood, waar is jou angel? Dodery, waar is jou oorwinning? Want Christus het die angel uitgehaal. Amen. Is geen angel in die dood. Almal van julle wat geliefdes aan die dood afgegee het, weet verseker dat die angel is uitgetrek uit die dood uit. Jou geliefdes is nie weg nie. Hulle bestaan. Hulle bestaan in heerlikheid. Amen. En hulle is nie soos in ver weg verwyder nie. Hulle is met ons. Hulle is met ons. Want die gees van die Here is met ons. En as die gees van die Here met my is, soos ons in Johannes 17 gesê het, ons in God en God in ons, en God in ons afgestorwe heiliges, dan is God
in hulle onbeperk, want God is nie beperk nie. Jesaja 61, ek gaan nou van vooraf lees. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Die Here kan jou nie bless as jy dink jy is die kat se snor nie, as jy dink jy is die diva nie, as jy dink ek het God nie nodig nie, as jy dink ag, ek weet beter, ek gaan nie die Here doen nie, ek gaan sommer maar net wees, dan kan die Here jou nie sien nie. Hy het gekom om my die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Ek wil hê jy moet vandag weet, dat as jou hart stikkend gebreek is vandag, God sê, Jesus sê, ek verbind jou hart. Ek verbind hom met my gees. Ek maak jou gesond, ek maak jou heel. As jy dit net wil vat. Amen. Hy sê, om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep. Party mense is gevange in omstandighede. En die Here sê vir jou, maar die tronkdeur is oop. Wat maak jy nog in die gevangenis? Kom uit die gevangenis uit. Kom in die vreugde van jou Here in. Amen. Hy sê, om vir die geboeides, opening van die gevangenis te bring. Die gevangenis is oop. Jou boeie wat jy gehad het, is af. Is af. Jy het vrees gehad. Jy het verwerking gehad. Jy het allerhande goed gehad. Daai boeie is af. Daar's niks wat jou keer om die Here te dien en te loof en te prys nie. Hy sê, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here en 'n dag van wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat in hulle lig gegee word, sieraad, wys vir my, sieraad, vir as, vreugdeolie, vir smart, 'n gewaad van lof, vir 'n verslae gees. Ja, ek weet nie, dit gaan nie vir my werk nie. Trek aan die mantel van prys vir die gees van zwaarmoedigheid. Ek op jou hande na die Heer. Sing psalms met die vleuels en prys hom met die verstand. O, kom verhoog die Heer. Wie met die mantel aantrek? Dankie God. Jy kan nie in die kerk om sit en sê, ek is die priest, trek vir my die mantel aan nie. Nee, nee, jy kan nie so lui wees nie. Jy moet die mantel aantrek. Amen. Ek meen, jy trek jouself toch elke oggend aan. Amen. Trek aan die mantel. Trek hom aan. Trek hom aan. Ek wil vir julle sê, elke dag van jou lewe as jy môre opstaan, trek aan my mantel. Trek aan my mantel, begin loof en prys. Amen. Begin loof en prys. 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word. Terbinde van geregtigheid. Terbinde, pragtige boom van geregtigheid. 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Tot sy verheerliking. Daar's baie dinge waarvan Christus ons vrygemaak het. Hy het ons vrygemaak van sondes, hy het ons vrygemaak van skuldgevoelens. Hy staan nou baie mooi. In die eerste plek het hy jou vrygemaak van die wet. Want nie een van ons kon die wet gehou het. En dis waarom Jesus Christus moes kom om die wet te volbring. Amen. Ja, ons luister nog steeds aan die 10 gebooie.
ons luister nog steeds aan die 10 gebooie wat sê, moenie steel nie, moenie ander man se vrou vat nie, en dit geld nog steeds. Maar, jy kon nie die wet volbring nie, slegs Jesus kon die wet volbring. So jy is nou vrygemaak van die wet. Jy is vrygemaak van sonde. Jy hoef nie sonde te doen. Jy hoef nie sonde te doen. Dit is 'n besluit van jou wil. Jy kan besluit. Sê nou maar, hier stap iemand in, en iemand kom hier na my toe, en hulle maak so, en hulle spoeg my in my gesig. Dan kan ek besluit wat ek daarmee gaan doen. Ek kan besluit om die persoon 'n tydklap te gee. Nee. Die persoon sê, jy sê vir die persoon, kyk nou hoe kwaad maak jy my. Dan sê die persoon, ek het jou nie kwaad gemaak nie, ek het jou net laat gemaak. Jy het jouself kwaad gemaak. Sonde tot die tweede mag. Wat is sonde tot die tweede mag? Dit is sonde wat reageer op sonde, en dan doen jy ook sonde. Verstaan wat ek sê? Iemand in Pick n Pay, en hulle kom met hulle trolley van agteraf, en hulle ram daai trolley in jou hakskeen, en dat jy eintlik voel hoe stikkend is jou hakskeen. Jy kan besluit hoe jy gaan optree. Gaan jy die sonde erger maak en die misdaad erger maak, of gaan jy die misdaad minder maak? 1 Korintiërs 13 sê, die liefde hoop alles, glo alles, bedek alles. Verdra alles. Amen. So, jy kan besluit om nie sonde te doen dan nie. Jy kan ook sê, weet nie nodig om die persoon te vloek en te skelm, en om 'n tydklap te gee, en dan land jy in die tronk, en daar's 'n saak teen jou van aanranding, en so aan. Dan het jy sonde gedoen op die sonde wat aan jou gedoen is. Ons as Christene moet katalysators wees. Weet julle wat is 'n katalisator? Katalisator is 'n chemiese ding, wat as jy sonde, of as jy, hoe kan ek dit verduidelik? Wie van julle ken peroxide? Wie van julle ken peroxide? Ok, so, as jy 'n vlek het, nee, op klere of iets, dan vat jy die peroxide en jy meng dit met 'n bietjie water en jy gooi dit op die vlek, en dan weg is die vlek. Nee. Ons as Christen moet katalysators wees. As daar iets na jou kant toe kom, moet jy dit absorbeer en jy moet dit uitvis. Weg is dit. Moet dit nie meer maak nie. Moet dit nie meer maak nie. Want elke keer wat 'n mens daaroor praat, van wat mense aan jou gedoen het, word dit erger. Dit waarop jy fokus, word groter. Amen. So, ons is vry van die dood, ons is vry van die krag van die vyand, en daarmee gaan ek afsluit. Matteus 28 vers 18 sê Jesus, aan my is gegee alle mag in die hemel. Hy sê, gaan julle dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle vandag beveel. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die aarde. Dis Matteus 28 vers 18. Nou wil ek afsluit met Kolossense 2. Baie mense is bang vir die duiwel. Baie mense is bang vir dit wat die duiwel aan hulle kan doen. Pastoor, ek is bang vir die duiwel.
Christus het jou losgekoop. Daarvan. Die duiwel en bose magte het geen krag, geen sê oor jou nie. Geen. Niks. Geen. Kolossense 1, Kolossense 2, ekskuus, vanaf vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy, hoofletter, saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergewe het. Nou luister mooi, die van julle wat so skuldig voel, wat so gou skuldig voel, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting op ons vyhandig was, uitgedelg het en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Woe! Halleluja, halleluja, halleluja. Jy wat so skuldig voel, om skuldig te voel, daai skuldbrief teen jou is vasgenaal in die kruis. Luister Vader, nadat hy die owerhede en die magte, boosheid, sonde, ellende, uitgeklee het, met ander woorde, Jesus het hulle gaan uithaal, en hy het vir hulle gesê, kom hier so, ek wil die mense wys, wie is julle eintlik? Julle is eintlik niks. Hy sê, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Christus het getriomfeer, oor al die mag van die vyand ooit kan, of wil, of sal, of hoop om te hê oor jou. Satan het geen mag oor jou nie. Amen. Christus het dit aan die kruis vasgenaal, vasgespijker, en hy het die magte tentoongestel en hy het gesê, kan julle sien, daai ou klein maggies beteken niks, want die kruis het die prys volbring. Hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of 'n Sabbat nie. Interessant dat hy dit sê, sodat niemand na jou toe kom en vir jou sê, hou julle kerk op 'n Sondag, ons hou kerk op 'n Dinsdag, dis die regte dag om kerk te hou. Laat niemand jou oordeel met 'n fees of 'n nuwe maan of 'n wat nie, want dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Mense, daar's 'n prys om te behaal. Daar's 'n groot beloning vir mense van God wat hom dien met hulle hele hart en hulle hele siel, met al hulle kragte, wat getrou is. Daar's 'n prys om te behaal. Laat niemand jou van jou prys beroof nie. Partykeer kom familielede en hulle sal vir jou sê, ag, moenie so erg godsdienstig wees nie. Moenie so erg die Here doen nie. Ag, gaan jy nou alweer bid? Ag, gaan jy nou alweer kerk toe? Ag, gaan jy nou alweer die woord lees? Ja, ons gaan. Amen. Amen. Laat niemand jou van jou prys beroof nie. Al sal hy behaag hê in nederigheid en verering vir die engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaas het wees deur sy vleeslike gesindheid. As julle dan nou saam met Christus, vers 20, die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Amen. Moenie dat enige iets jou katasa. Moenie dat jou katasa. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid is, 'n eiersinnige godsdienst is, en in nederigheid en gestrengheid teen die liggaam,
geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Laat mense maar sê, jy is vet of maar of lelik, of jy plooi, of jy is arm, of jy is dit, of jy is dat. Dit raak nie, dit smaak nie, dit roer my nie aan. Want Christus het vir jou die sieraad gegee vir die as wat op jou kop was. En vir jou die vreugdeolie gegee van verlossing. Hy het vir jou die gewaad van lof gegee van jou verslae gees. Amen. Die liedjie wat ons sing. U gee my sieraad vir as, vreugdeolie vir smaak, 'n gewaad van lof vir verslae gees, sodat die al die treur en mistroos, sodat ons genoem kan word, 'n boom van geregtigheid, 'n planting van die Heer, tot sy verheerliking my naam word geskryf op die palm van sy hand. U gee my sieraad vir as, u gee my sieraad vir as. Halleluja. Ek gee vir u sieraad vir as. Moenie laat enige iets jou van die prijs behoor. Dankie Karen, ons gaan een laaste lied luister.